Ons sê goeiemôre en baie welkom hier by die Plaaskerk. Baie bly om julle almal te sien. Net so as dit jou eerste keer is vandag hierso, skryf net jou naam al agter in daai boek, dan gaan ons jou op 'n WhatsApp groep sit, dan stuur ons jou, dan kan jy weet wat aangaan hier by die kerk so deur die loop van die week en dan ook 'n boodskap kry wat Abraham elke dag vir ons opsit. Dis lekker om julle almal hier te sien en wat 'n voorreg is dit vir ons om hier by mekaar te kom in die huis van die Here, veral op 'n dag wat ons 'n goeie diens kan kry by Abraham en dan ook kan herdenk dat die Here opgestaan het. Goed, die diens vandag is deur Abraham en die skrifgedeelte is Matteus uit 28:1 tot 10. En dan mense wat ongestel is nog steeds Pinaar en Janine Davidson. Janine het 'n operasie gehad, dit gaan met haar beter en dan ook Pinaar, dit gaan met hom regtig baie beter. Ons vra net asseblief dat julle hulle in julle gedagtes sal hou met voorbereiding dat hulle ten volle genesing sal kry. En dan verjaarsdae, julle sal sien ons begin om nou amper die meeste van die verjaarsdae van 'n maand bymekaar sit. So die ouens wat se naam op die bord is, laat weet net wanneer die koek reg is. Ons sal enige tyd deur die loop van die maand by julle draai kom maak. Erika is die volgende ene wat nou die 8ste is en dan Johan, hy's nie hier vanmôre nie en dan sit Abraham die 11de. So definitief daar by die Briele gaan koek wees in hierdie week. Julle kan maar daar gaan draai. Adrian de Lange die 21ste en Gerko die 21ste. So vir julle almal geluk met julle verjaarsdag. Die bijeenkomste hierdie week bly presies dieselfde. Dinsdag aand by Begeman die selgroep, woensdag aand 7:00 die selgroep hier op die plaas. Vanaand is ons in die dorp by Heidelberg Lodge vir 'n diens daar en dan ook volgende Sondag is ons dan weer hier by mekaar vir 'n diens hierso. Daar sal ook vanoggend dan nou kinderkerk wees, so ons sal afkondig en kan die kinders uitgaan. Sunfield, die volgende een is die 10de April. Maak asseblief julle weg uit so en toe praat met Jason, gaan maak 'n draai daar, dit is regtig 'n belewenis. Goed, die wat die huis verby en dan die wat die film Vrydag aand bygewoon het, dit was regtig 'n blessing geweest en dit was lekker om daar te wees, lekker weer, lieflike fliek en ons het almal saam lekker gekuier. So as die volgende een opkom, maak maar 'n draai. Ek dink dis omtrent ons afskondigings vir die week as ek nie iets vergeet nie. Goed, kom ons maak hierdie oë toe, ons net saam 'n gebed kan doen. Ons grote God en Papa Vader, baie dankie Heer. Baie dankie vir die lieflike dag wat daar buite is, Heer. Baie dankie dat ons gesond is, Heer, dat ons kan opstaan, dat ons kan rondloop, dat ons U kan loof en prys, Heer. Ons vra dat U ons sal vashou en dan ook hier vir ons aandag sal vestig op die boodskap wat U vir ons wil gee. Gebruik vir Abraham en ook al die ander predikers wat besig is om U koninkryk uit te brei en die woord te verkondig, Heer, wat 'n suiwer woord van die mense bring. Ons sê vir U dankie daarvoor. Ons prys U naam en ons maak U naam groot. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Dan gaan ons staan en 'n paar liedjies saam sing. As die dames en here, kom ons staan lekker saam en ons sing en ons loof die Here. Ons begin met die Here is my herder. Die Here is, skes. Ek is hom heeltemal uit sê dan nou. Okay, so die Here is my herder. Ek sal my ontbreek nie. Laat my neer lê, begin by velde. Vaders waar is, bly hy my Heer. Na waters waar is, bly hy my Heer. Baie diep waar hy my Heer. En baie diep waar hy my Heer. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. Baie diep waar hy my Heer. Kom ons sing dit gou weer. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê,
Loof die Heer, hy is goed. Loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Kom ons sing dit lekker saam. Ek wil die Here loof. Loof met my hele hart, met my hele hart. Hy gee wat roep, weer nuwe krag. Hy het my sonde vergeef en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, ek wil die Here loof. Loof met my hele hart, met my hele hart. Hy gee wat roep, weer nuwe krag. Loof die hemel, die Heer, al die engele saam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, ek wil die Here loof. Loof met my hele hart, met my hele hart. Hy gee wat roep, weer nuwe krag. Hier is 'n Engelse enetjie. Ekskuus, daar is binnekop daar's op my mikrofoon. Okay. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. The sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last as He ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Nou wil ek julle hoor, kom ons sing dit ene. Who the sun sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Kom ons sing hy koor gou weer laaste keer. Who the sun sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Amen, wat 'n pragtige liedjie. Dis ook 'n ou bekende vir julle almal.
sien ek kans vir môre, omdat hy leef. Verdwyn my vrees, omdat ek weet, ja ek weet hy hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Dames en here, hy leef, kom ons sing het. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre, omdat hy verdwyn my vrees, omdat ek weet, ja ek weet hy hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. As dames en here, ons kan maar sit. Die kinderkerk kan ook dan uitbeweeg. Wonderlik hier waar ons vanmôre so in die huis van die Here saamkom in hierdie laaste liedjie wat ons so sing. Omdat hy leef, sien 'n kans vanmôre. Is dit nie die wonder vandag wat ons hier op opstanding Sondag staan? Omdat Jesus leef, omdat die graf leeg is daar vir elkeen van ons hierdie hoop, hierdie opgewondenheid vir hierdie lewe waarin ons leef. Want as die graf leeg was, dan was daar nie vir ons hoop nie. Dan was daar vir geen een van ons 'n toekoms nie. Maar omdat hy leef, kan elkeen van ons in oorwinning leef. En mag dit wees dat vanmôre werklik sal wees, dat die Here met elkeen van ons sal spreek, dat ons hier sal uitstap en so in oorwinning sal leef. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons vanmôre hier in die huis by mekaar mag kom, Here. Wat 'n voorreg dat elkeen van ons mag weet, die graf is leeg, U het opgestaan. Ja, Here, hierdie prys aan die kruis betaal vir elkeen van ons. Al ons sonde is vergewe. Elkeen van ons wat hier sit, wat U aangeneem het, kan weet, ons leef vry. 'n Nuwe lewe. Maar mag dit wees, Here, dat U vanmôre opnuut vir elkeen van ons daardie opgewondenheid gee. Daardie opgewondenheid om hierdie lewe aan te pak, soos iemand wat waarlik glo, die graf is leeg. En daarom is my gebed, Here, dat U vanmôre so sal spreek, vir elkeen 'n ontvanklike hart sal gee, en sal gee dat ons hier uitstap, geesvervuld. Here, om in hierdie wêreld te gaan uitleef wat dit beteken as my verlosser leef. En ek bid dat U so met elkeen vanmôre in hierdie erediens persoonlik sal praat. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Ons het Vrydag het ons so by die kruis stil gestaan. Vrydag het ons weer gesien hoe wonderlik dit is, wat dit vir ons beteken, dat Jesus Christus so lief vir ons was, dat die Vader so lief was, dat hy sy seun gestuur het, sodat hy kom sterf vir ons sondes. Ja, ons het gesien dat daar niks is wat ons kan doen om ons redding te verdien nie, dat dit als uit genade is, dat dit God is wat dit, omdat hy ons lief het, dit vir ons laat doen het. Maar vanmôre kom ons hier, en as ons so ingestap het in die kerk, moet hierdie opstanding Sondag een van die opgewondeste dag daar in ons lewe wees. Dit moet daardie dag wees wat as jy hier instap, moet daar by jou hierdie belewenis wees waar jy net weer opnuut dink, Jesus het opgestaan, hy leef werklik. Dit beteken dit wat daar aan die kruis gebeur het, is waar. Omdat hy leef, kan ons weet, dit was nie verniet nie. En as ons so begin leef in daardie wete, dink net hoe verander ons lewe.
Want ja, op daardie oggend, meer as 2000 jaar gelede, het die mense ook opgestaan op hierdie dag. En hulle het daardie pad begin stap. Maar as ons sien het hulle nie geweet dat daardie dag wat hulle so opgestap het, die dag was wat die hele geskiedenis van die wêreld sou verander nie. Hulle het nie geweet wat 'n belangrike gebeurtenis daardie dag gaan gebeur nie. Dit het vir hulle maar gevoel soos 'n dag van hartseer, vir 'n dag wat glad nie oorwinning was nie. Want ons gaan sien Maria Magdalena en die ander Maria het daardie oggend vroeg opgestaan. Hulle het hulle klaar gemaak, hulle het hulle speserytjies bymekaar gesit. Want hulle het net die dae voor dit gesien hoe hulle verlosser wat hulle gedink het aan die kruis sterf. En hulle maak hulle speserytjies bymekaar waar hulle na die graf toe begin stap. Maar hierdie stap is 'n hartseer stap. Dis 'n stap wat glo alles is verby, alles was verniet. En hulle gaan maar net om 'n liggaam te gaan salf met hierdie kruie. Hoe erg is dit waar hulle so stap en dink alles is verby? Dat hulle dink die kruis het oorwin. Dat hulle gedink het dat daardie graf waar Jesus in neergelê is, die einde was. Maar wat hierdie vroue nie geweet het nie, wat ons opgewonde kan wees omdat ons dit reeds vandag weet, ons het dit al soveel keer gehoor, dit is aan ons bekend gemaak is dit, toe hulle daar by daardie graf kom, was die klip reeds weggerol. Toe hulle daar by daardie graf kom, het Jesus reeds opgestaan. En toe hulle daar kom, het die dood reeds verloor. Jesus het oorwin. Paulus skryf vir ons in 1 Korintiërs 5 vers 15 vers 17, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof nutteloos en is julle nog in julle sondes. En as ons vanmôre hier is op hierdie opstanding Sondag, is dit hoekom ons hier is. Nie omdat Jesus gesterf het net aan die kruis nie, maar omdat Jesus opgestaan het. Want hierdie opstanding boodskap vanmôre vir elkeen van ons, en dit moet die boodskap wees wat jou lewe verander. Dit moet daardie boodskap wees as jy dit glo. Kan jy nie maar net aanhou om in hierdie lewe te leef soos jy normaalweg doen nie. As jy vanmôre glo die graf is leeg, as jy glo die dood is oorwin, Jesus leef, en omdat hy leef, is daar vir elkeen van ons hoop. Ek wil hê ons moet vanmôre saam lees. Ons gaan hierso lees uit Matteus 28, net die eerste 10 verse daar. Die wat hulle Bybels daar wil oopmaak, Matteus 28. En laat na die Sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding was wit soos sneeu. En hy het vrees vir hom met die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen en sê, wees gegroet. En toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. As ons hierso lees, dan sien ons vir hierdie vrouens wat hier op pad is,
is die groot probleem wat hulle van praat, dat daar 'n groot klip is. Dat hulle nie weet hoe iemand hierdie klip vir hulle gaan wegrol nie. Ons lees dit daar in Markus 16 vers 3 en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En hierdie is 'n baie belangrike vraag. Want vanmôre as ons hier sit, het almal van ons klippe in ons lewe wat ons nie self kan wegrol nie. Elkeen wat hier sit. Vanmôre sit hier dalk iemand wat se klippe, daardie klip is van die skuld van die verlede, iets wat jy gedoen het, wat jy maar net nie kan wegkry nie. Dalk 'n klip van vrees vir die toekoms. As ek so luister, as ek maar na mense se gesprekke elke dag luister, het mense so vrees vir wat voor lê. Hulle bekommer hulle so sommer oor die dinge wat nou met ons gebeur. As hulle maar na die petrolprys en die oorlog en die alles kyk, dan sit hulle met hierdie vrees wat hulle vasvang, dat hulle amper nie kan leef nie. Hulle wil amper ophou om dinge te doen, want hulle weet nie hoe gaan ons môre nog daar regkom nie. Ons sit dalk vanmôre iemand hier met 'n klip van teleurstelling, iets wat in jou lewe gebeur het, wat jou so hartseer maak, so maak dat jy nie dit reg kry om voluit te leef nie. Dalk 'n klip van sonde waarmee jy al soveel jare worstel. Jy het al soveel keer probeer, maar jy kry net nie dit reg om dit af te skud nie. Dalk is dit 'n klip van gebede wat vir jou voel nie verhoor word nie. Die vroue wat hier op pad na hierdie graf toe stap, dink jy die klip is die grootste probleem. Maar toe hulle daar kom, toe vind hulle iets. Dit wat vir hulle die grootste probleem was, wat hulle hier geloop en wonder het, hoe gaan hulle dit regkry om die klip weg te kry? Toe hulle daar by die graf kom, is die klip klaar weg. Hulle het gedink die klip is die probleem, maar die klip was nie die probleem nie. Die graf was nie die probleem nie. Die Romeinse wagte wat daar gestaan het, was nie die probleem nie. Die dood was die probleem. Want sien, die opstanding wys vir ons, God rol nie net klippe weg nie. God oorwin selfs die dood. En ons dink so baie keer ons grootste probleem in die lewe is ons omstandighede. Dit waardeur ek nou gaan is my grootste probleem en ek bekommer my van die oggend tot die aand. Hoe gaan ek hierdie omstandighede wat nou in my lewe aangaan, hoe gaan ek daar verbykom? En dit is nie ons grootste probleem nie. Want die grootste probleem was nog altyd en sal altyd bly sonde en die dood. En dit is presies waarvoor Jesus gekom het. Hy het nie gekom om ons lewe makliker te maak nie. Hy het gekom om die grootste vyand van die mens te kom oorwin. Romeine 4 vers 25 sê vir ons, hy is oorgelewer oor ons sondes en opgewek tot ons regverdigmaking. Toe die engel daardie klip wegrol, was dit nie om Jesus uit te laat nie. Nee, die klip is weggerol dat die wêreld kon inkom en kon sien, die graf is leeg, die dood is oorwin, Jesus leef. En miskien is opstanding Sondag se eerste grootste boodskap wat ons vanmôre hoor, daardie klip in jou lewe waarvoor jy so bang is reeds deur God weggerol. En een van die kragtigste sinne wat ons verder in hierdie gedeelte lees hier by die leë graf, is die engel wat vir die vroue sê, hy's nie hier nie, hy het opgestaan. En hierdie is nie net 'n mooi sin wat ons in die Bybel lees nie, dis die sin wat die hele Christelike geloof dra. Want sonder hierdie woorde sou daar geen kerk gewees het nie, sou daar geen evangelie gewees het nie, sou daar geen hoop gewees het nie, geen verlossing nie. Want sien, alles staan en val by hierdie waarheid, die graf is leeg. Want die engel sê nie, hy's nie hier nie, sy liggaam is net weg nie. Die engel sê nie, hy's nie hier nie, iemand het hom gesteel nie. Nee, hoor wat sê die engel, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Met ander woorde, Jesus het nie net opgestaan nie, Jesus het sy woord gehou. As ons gaan lees, hier deur al die evangelies, hoeveel keer het Jesus vir sy disippels gesê,
hy gaan sterf, maar hy sal op die 3de dag weer opstaan uit die dode. Almal van hulle het dit gehoor, maar hulle het dit nie verstaan nie. En baie kere is ons ook so. Ons lees God se beloftes, ons hoor dit, maar wanneer ons daar by ons graf in ons lewe kom, by ons groot probleme in ons lewe staan, wanneer ons daar voor daai klip staan, wanneer ons by 'n situasie staan wat vir ons onmoontlik lyk, dan vergeet ons so maklik wat God gesê het. Want opstanding Sondag herinner ons aan iets baie belangrik. Hierdie herinner ons daaraan as Jesus sy grootste belofte nagekom het, dat hy uit die dood sou opstaan, dan kan ons elke ander belofte wat hy vir ons in sy woord gee ook glo. Want as die graf leeg is, dan is sonde werklik vergewe. Dan is die dood oorwin. Dan het die kruis gedoen wat hy gesê het dit gaan gebeur daar aan die kruis. Dan leef Jesus vandag. En dan is daar hoop vir elkeen vir ons vanmôre. 1 Petrus 1 vers 3 sê, hy het ons weergebore tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Hier sien ons, die kruis was die betaling en hierdie opstanding was die kwitansie. En die leë graf sê vandag vir elkeen van ons, hy's nie hier nie, hy leef. Jesus het nie in die graf gebly nie, hy leef. En omdat hy leef, is hy 'n werklikheid in elkeen van ons se lewe wat 'n verskil in elkeen van ons se lewe maak, maar leef ons so asof ons dit werklik glo. En dan sien ons iets verder hier wat interessant is. Daar as die engel met die vroue gepraat het, sê hy vir hulle, lees ons daar, en hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap. En ons lees ook in Markus 16 vers 8. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg, en bewing en ontsetting het hulle aangegryp. So bang was hulle daar waar hulle dit gehoor het. En hierdie is iets interessant, want dit klink dit nie vir ons vrees nie. Vreeslik snaaks hier eintlik nie. Ons lees vrees en blydskap op dieselfde tyd. Maar is dit nie maar hoe baie van ons se geloof vandag lyk nie? Ons glo, maar ons bekommer ons nog dood oor alles. Ons hoop, maar ons het nog soveel vrae. Ons vertrou God, maar ons weet nie altyd wat gaan gebeur nie. En die vroue was bang, want hierdie vroue het pas 'n engel gesien. Hulle het pas gesien hoe 'n aardbewing plaasgevind het. Hulle het 'n leë graf gesien. Ja, en dan het hulle gesien, dit beteken Jesus leef. En miskien beskryf dit baie van ons se lewens vandag. Hoeveel van ons leef so tussen Vrydag en Sondag? Tussen die kruis en die opstanding, tussen vrees en blydskap, tussen trane en hoop. Want ons sit vandag hier dalk met vrees, soos ek gesê het, oor die toekoms wat so baie mense het, oor ons gesondheid, oor ons kinders, oor ons werk, oor wat maar met ons gaan gebeur. Maar opstanding Sondag beteken nie net dat ons nooit weer sal vrees nie. Dit beteken dat vrees nie meer die laaste sê oor jou lewe sal hê nie. Romeine 6 vers 4 sê dit vir ons so mooi, ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. En die vroue het gehardloop om vir die disippels te vertel. En terwyl hulle hardloop in gehoorsaamheid, sien ons, hulle ontmoet Jesus op pad. En hierdie is so 'n belangrike beginsel. Hulle het Jesus ontmoet toe hulle besig was om gehoorsaam te wees. Hoeveel keer moet ons gehoorsaam wees? Moet ons uitgaan toe daar vir hulle gesê het wat hulle moet gaan doen, en toe hulle gehoorsaam is en daar doen wat vir hulle gesê is om te doen, ontmoet hulle vir Jesus. En dan sien ons nog verder in hierdie gedeelte, terwyl hierdie vrouens op pad is om die disippels te gaan vertel, staan Jesus hier by hulle. Soos ons hier sien, hulle ontmoet hom. En dan sê die Bybel vir ons iets besonders wat hulle doen as hulle Jesus hier sien. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En hierdie is 'n belangrike oomblik wat elkeen van ons ook moet verstaan. Want net 'n paar dae tevore het dit vir hulle gelyk daar aan die kruis of alles verlore is. Toe hulle daar by die kruis gestaan het, het hulle hom sien sterf.
Hulle het gesien hoe sy in die graf neergelê en hulle het gedink dit is klaar. En nou staan hy hier voor hulle. Hulle sien hom in lewende lywe. En dan wat doen hulle? Hulle eerste reaksie is nie om vrae te vra nie. Is nie om weg te hardloop nie. Hulle aanbid. En dit is eintlik die doel van die opstanding. Nie net moet ek en jy weet Jesus Christus leef nie, maar dat ons hom moet aanbid as die lewende Here. Ek het 'n storieetjie gelees wat hierdie vir my so mooi verduidelik. En ek wil hê as ek hierdie storieetjie so na kyk, wil ek hê elkeen wat hier sit moet luister na hierdie twee manne wat daar was. Twee manne wat gereeld kerk toe gegaan het, hulle het baie opstandingspreke gehoor, maar tog was daar 'n groot verskil tussen hierdie twee. En as ons so hierna luister, wil ek hê ons moet na onsself kyk. Want baie keer in die lewe hoor ons wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Ons sien die graf is leeg. Ons kan in oorwinning leef vir wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Maar kom ons kyk na hierdie twee manne en ons kyk hoe elkeen van hulle opgetree het met wat hulle hoor. En dan kyk ek vanmôre na my eie lewe en sê, waar is ek in my lewe? Waar pas dit in my lewe? Het Christus al so die werklikheid geword dat ek werklik glo uit opgestaan? Want as ek dit glo met my hele wese, is dit onmoontlik dat ek dieselfde kan bly. As ons na hierdie twee kyk, dan sien ons die eerste man het elke jaar aan die kerk gesit. Elke jaar het hy hierdie preek gehoor. Jesus het opgestaan. Die graf is leeg. Hy leef. Hy het as enige een hom sou vra of hy dit glo, sou hy gesê het, ja, hy het dit in sy kop, het hy dit geglo. Hy het met niemand geargumenteer ooit dat dit nie waar is nie. En daarom sou hy gesê het, ja, natuurlik glo ek dit, as hy die vraag gevra is. Maar as mens na sy lewe gekyk het, het sy lewe nooit verander nie. Hy het nog al dieselfde sondes wat hy al die jare gedoen het, het hy aan vasgehou. Sonde het hom nie gepla nie. Hy het geweet iets is verkeerd, maar nog steeds het hy maar daarin volhard. Hy het nog steeds dieselfde bitterheid in hom gedra. Ja, as hy so kon kyk oor 'n groep mense, sou daar altyd 'n klomp wees vir wie hy kwaad is. Hy het nog dieselfde vrese gehad. Elke dag as hy opgestaan het, het hy hom eintlik dood bekommerd oor die dag van vandag en selfs die dag van môre. Hy het nog steeds geleef asof alles in die lewe van hom afhang. En hy het geweet Jesus het opgestaan, maar dit het nooit sy lewe verander nie. Die tweede man het ook opstandingsdag kerk toe gegaan. Hy het ook gehoor Jesus het opgestaan, Jesus leef. Maar daar was iets anders in sy lewe. Hy het begin leef asof Jesus regtig leef. Hy het begin bid soos iemand wat met 'n lewende Here praat. En hier is 'n ding, hoe bid ons? As ons bid, praat ons werklik met die Here. As ek vanmôre weer hoor hy het opgestaan, hy leef, het ek hierdie verhouding met die lewende God, waar as ek in die oggend opstaan, ek nie kan wag om met die Here te praat nie, deur die dag ek nie kan wag om in 'n verhouding met hom te leef nie, want hy's werklik en hy's 'n werklikheid in my lewe. Ek het nie net gehoor hy het opgestaan nie, ek beleef dit elke dag van my lewe. Is jy daar waar jy beleef Jesus Christus leef? Dat jy so in 'n verhouding met hom leef? Hy het begin om elke sonde wat hy geweet het hy doelbewus mee opgehou. Hy het dit bely, hy het dit na die Here toe gevat. Hy het begin hoop soos iemand wat 'n toekoms het. Want as ons vanmôre hier sit en ons glo werklik Jesus Christus het opgestaan, alles wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, hy leef, hy's elke dag saam met ons. Hoe kan ons nie 'n toekoms hê nie? Hoe kan ek bang wees vir die dinge van hierdie wêreld en dink ek het nie 'n toekoms nie? Hy het begin om ander mense lief te hê
soos iemand wat God se genade beleef het. Hoe lyk jou lewe? Het jy al ander mense lief, omdat jy werklik God se genade so beleef? Hy het begin leef sonder om 'n vrees vir die dood te hê. Nie omdat sy lewe maklik was nie, maar omdat hy geweet het, die graf is leeg, my Here leef. Jakobus 2 vers 17 sê vir ons so mooi, so is ook die geloof. As dit geen werke het nie, in sigself dood. Albei mans het geglo Jesus het opgestaan, maar net een het geleef asof dit waar is. Dis miskien die belangrikste vraag vanmôre van Opstanding Sondag. Nie net glo jy Jesus het opgestaan nie, maar as jy vanmôre eerlik na jou lewe kyk, as jy eerlik kyk hoe jy optree, kan jy vanmôre sê, ek leef soos iemand wat weet my verlosser leef, wat weet Jesus het werklik opgestaan. Opstanding Sondag verander nie net wat ons glo nie, dit moet verander hoe ons leef. Want as Jesus regtig opgestaan het wat ons weet hy het, kan ons lewe nooit weer dieselfde wees nie. Ons sien, wanneer die engel vir hulle sê, hy leef, en hy roep jou. Ons het vanmôre gepraat oor hierdie klip wat weggerol is, ons het gepraat oor die leë graf, ons het gepraat oor die vroue wat daar gehardloop het om vir die disippels te gaan vertel. Ons het gepraat oor Jesus wat hulle daar ontmoet het, hoe hulle aan sy voete daar gaan sit het en hom aanbid het. Maar uiteindelik gaan Opstanding Sondag nie net oor wat toe gebeur het nie. Dit moet gaan oor wat vandag in elkeen van ons se lewe gebeur. Want die grootste waarheid van Opstanding Sondag is nie net, daar was 'n leë graf. Die grootste waarheid is, die Here is 'n lewende Here. Jesus is nie meer in die graf nie. Jesus is nie net in die geskiedenisboeke opgeteken as iemand nie. Jy moet vanmôre weet, Jesus leef. En die wonderlikste ding van dit alles is dit. Daardie eerste mense wat Jesus na sy opstanding ontmoet het, was nie konings nie, hulle was nie priesters nie, hulle was nie belangrike mense nie, dit was doodgewone mense soos ons. Mense met gebroke harte, mense wat gehuil het, mense wat bang was, mense wat nie alles verstaan het nie. En dit beteken vanmôre vir elkeen van ons wat hier sit, daar's hoop vir ons. Maar vanmôre wil ek vir elkeen vra, laat toe dat die Gees van God werklik jou so vul. Moenie leef asof die graf nog steeds vol is nie. Moenie leef asof daar geen hoop is nie. Moenie leef asof sonde nog steeds 'n houvas oor jou lewe het nie. Moenie leef asof die dood oorwin het nie. Want vanmôre kan elkeen van ons weet, die graf is leeg. Dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, is volbring, dis volkome daar vir elkeen van ons. Jesus leef, en hy roep jou vandag, nie om hom net te ken nie. Hy roep jou vanmôre om hom werklik te vertrou met alles in jou lewe. Hy roep jou vanmôre om hom te volg, om in 'n absolute verhouding met hom te leef. As ons so vanmôre luister na die graf wat leeg is, waar ons gekyk het na wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het, is my vraag vanmôre vir ons, as ons dit werklik glo, hoe lyk ons lewens? Wys ons dit?
Kan iemand wat my van buite af na my kyk, kan hy sien dat ek werklik glo Jesus Christus het vir my gesterf? Kan hulle werklik as hulle na my lewe kyk sê, hy glo Jesus het opgestaan, dat die graf leeg is, dat hy leef, dat hy vandag in 'n verhouding met jou wil leef. En dis daar vir elke een. Die vraag is vanmôre, wat doen ons met die graf wat leeg is? Is dit 'n mooi verhaal in die Bybel wat ek al gehoor het? Of is dit die gebeurtenis wat my lewe verander het? Omdat ek het glo dat Jesus leef, kan ek waarlik leef, voluit leef, in oorwinning leef. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie om vanmôre hier te kan staan en te kan weet, die graf is leeg, U het opgestaan, ja, ons verlosser leef. Here, wat nog wonderliker is, as ons vanmôre kom en ons weet en ons besef hoe lief U ons het. Ja, Here, daardie soendood van Jesus aan die kruis het gekom en ons verhouding met U kom herstel. Daarom kan elkeen van ons leef in 'n verhouding met God. Daarom kan elkeen van ons vanmôre staan en sê, die graf is leeg, Jesus leef. En dit moet my so opgewonde maak, dat ek net wil uitgaan in die lewe en gaan leef in oorwinning. Maak nie saak wat die omstandighede daar buite is nie. Maak nie saak hoe swaar dit daar buite is nie. En Here, mag dit wees dat elkeen wat vanmôre hier is, nie sal uitstap en in vrees sal lewe nie. Maar dat elkeen wat vanmôre hier is, sal uitstap en in oorwinning sal gaan leef. Omdat ons waarlik glo die graf is leeg. Jesus leef. En elkeen van ons kan elke dag in 'n verhouding met hom leef. Here, mag dit wees dat ons nie maar net hoor van die leë graf nie, maar dat elkeen wat vanmôre hier is, sal leef, waarlik leef, omdat ons weet, die graf is leeg, omdat ons weet, Jesus leef. Mag dit wees dat elkeen hier net sal ervaar U nabyheid, U vrede, U liefde, en dat ons daardeur nie anders kan as om in oorwinning te leef nie. En dit is my gebed vir elkeen hier. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra, ek het vir Christian daar 'n liedjie wat ons gaan speel. Almal kan so sit, die woorde, ek dink ek gaan ook daarby wees, nee Christian. As jy wil, kan jy saam sing. Anders kan jy maar net luister na die woorde, waarna ek vir ons met 'n gebed sal afsluit. Die Here lewe, hy het opgestaan.
as die helse magte voor sy lig verdwyn. Want die graf is leeg, sien die toegelê, met vreugde hoor ons weer die engel sê, julle soek na Jesus, hy is nie hier, die verlosser lewe, hy het opgestaan. Die Here lewe, hy het opgestaan. Deur krag met glorie, deur die gat gegaan. Die Here lewe, hy het opgestaan. Deur dood na lewe, die weg gebaan. Die Here lewe, hy het opgestaan. Die Here lewe, hy het opgestaan. Die Here lewe, hy het opgestaan. Ons verlosser lewe, hy het opgestaan. So sê die laaste woorde sing, die Here lewe, hy het opgestaan, ons verlosser leef. Mag dit wees dat elkeen van ons hier sal uitstap en dat ons lewens sal wys dat ons dit waarlik glo. Wat 'n groter voorreg as om 'n verlosser te hê wat aan die kruis vir al ons sonde gesterf het. Hy het elkeen van ons nuut gemaak. Kom ons gaan uit en ons gaan leef in oorwinning. Nie in ons eie krag nie, maar in die krag van ons verlosser wat die dood oorwin het. Hemelse Vader, my gebed vir elkeen hier vanmôre is dat ons sal uitgaan en sal gaan leef met hierdie wete. Die graf is leeg. Jesus leef. Ons verlosser het opgestaan. Here, mag dit wees dat elkeen van ons wat hier is, dit nie net sal hoor nie, maar ons dit sal glo met ons hele hart, en dat ons sal uitgaan, en in daardie oorwinning sal gaan leef. Die oorwinning, dat ek weet, ek stap nie hierdie pad ooit alleen nie. My verlosser leef, hy stap dit saam met my, elke dag. Wees hier so met elkeen. Gee U, Here, dat elkeen so gevul sal wees met die Gees. Dat ons werklik sal uitgaan en in oorwinning sal gaan leef. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Almal word genooi om 'n lekker koppie koffie saam in die saal te gaan drink asseblief.